Goeiedag. In hierdie video gaan ons jou wys hoe om die standaardafwyking en die variansie te bereken sonder 'n sakrekenaar en wat standaardafwyking beteken. Ons gaan die standaardafwyking van hierdie 5 getalle uitwerk. Standaardafwyking beteken hoe ver wyk elkeen van hierdie getalle af van die gemiddeld af, gemiddeld. In ander woorde, hoe ver elkeen van hierdie getalle gemiddeld weg is vanaf die gemiddeld. Jy sal sien as ons klaar is, dan sal dit sin maak. Die eerste ding wat ons doen, is ons skryf die getalle netjies onder mekaar. Ons noem dit dan ook x, en dis dan die punte wat die ou verdien het, uit 10 uit, vir 5 toetse. Dan wil ons die gemiddeld bereken, so ons tel die getalle by mekaar, hulle is klaar mooi onder mekaar, dan kry ons 30, daar is 5 van hulle gedeel deur 5, so die gemiddeld sal 6 wees. Nou wil ons kyk, hoe ver is elkeen van hulle weg van die gemiddeld af. Nou vat ons die gemiddeld en ons minus dit van elkeen van hulle af om te kyk hoe ver lê hulle van daai gemiddeld af. Hierbo skryf ek maar net wat jy in handboeke sal sien. Ons vat die waarde en ons minus die gemiddeld van hom af. Dis die tweede ding wat ons doen. Dan kry ons elkeen ons antwoord hier soos minus 3, minus 2, 0, 1 en 4. Nou moet ons van daai minus ontslae raak. Dan kwadreer ons elke een van hierdie waardes. Dan kry ons 'n 9 hierso, 'n 4 hierso, 'n 0, 'n 1 en 'n 16. Die hoofdoel van die kwadreer is maar net om van die minus en die plus ontslae te raak. Dan tel ons hierdie gekwadreerde antwoorde bymekaar en kry toevallig weer 30. Deel dit deur 5 want hier is 5 tellings, dan kry ons 6 en dit is ons variansie. Nou die formules wat ons gaan kry in matriek op die formulekaart gaan hierdie een wees. En dit is dan die variansie se formule. So hierso staan die som van, daai sigma beteken die som van, ek tel al hierdie waardes bymekaar, die kwadreerde waardes, deel deur die hoeveelheid waardes wat ek het wat 5 is, en toe het ons nou 6 gekry. So as ons nou die standaardafwyking wil hê, moet ons die vierkantswortel gaan trek. So die standaardafwyking is dan die vierkantswortel van hierdie variansie se 6, en dit is dan 2,449. Die desimaal hang af van die vraag wat ons gaan gebruik, nie baie op skoolvlak, moet jy net weet dit is meer as 2. En dit hang af hoeveel desimale wil hê, hoe ver jy moet afrond. Dan net die formule, om die gemiddeld uit te werk, sê hulle vir jou, tel op, die x'e wat jy gehad het, maal hoeveel van hulle jy gehad het, gedeel deur hoeveel daar altesaam was, maar nie te veel die oorskrik nou nie. Hierdie sê nou nie in handboeks nie, maar dis wat jy moet doen. So ons het 'n formule vir die variansie, om die standaardafwyking te kry, vierkantswortel ons net die antwoord wat ons vir die variansie gekry het. Jy kan dit ook so skryf. So nou het ons die standaardafwyking gekry, wat 2,449 afgerond is. En wat beteken dit? Wat is sy werk? Hy sê vir ons gemiddeld, hoe ver lê elkeen van hierdie waardes weg van die 6 af. So gemiddeld, hoe ver lê die 3, die 4, die 6, die 7 en die 10 weg van die 6 af. Dis jou standaardafwyking. 'n Tipiese vraag wat ons kan kry, wat ek net kortliks wil behandel, is ons kan praat van binne een standaardafwyking vanaf die gemiddeld. So ons gebruik ons selfde getalle, en as ons dan wil hierdie probleem net wil oplos, ons skryf dan die gemiddeld neer, en ek berre hom gewoonlik binne my B geheue, en ek vat my standaardafwyking wat ek net nou uitgewerk het, daai vierkantswortel van 6, skryf berre hom in 'n ander geheue. Dan vat ons die gemiddeld en ons minus 1 standaardafwyking. So met my sakrekenaar, en ek stoor sy antwoord weer in A, in geval ek hom wil gebruik. Dan vat ek my gemiddeld, ek roep hom op, plus dan 1 standaardafwyking, dan kry ons hierdie waarde, en dan kan ons nou verskillende vrae beantwoord. So ons kry hierdie gebied om in te werk, so binne 1 standaardafwyking vanaf die gemiddeld, is die onderste grens 3,55 iets, en 8,44 iets. Nou kan ons vir ons vrae vra, soos die volgende. Hulle kan vra, hoeveel van hierdie waardes lê binne 1 standaardafwyking vanaf die gemiddeld? Dit sal dan 3 wees, want daai 3 is mos kleiner as 3,55 en daai 10 is groter as 8,44. Of ek kan van vra, hoeveel van hierdie waardes lê buite 1 standaardafwyking van die gemiddeld af? En dit sal dan 2 wees, die 3 en die 10. Jy moet net verstaan, as hulle praat van binne 1 standaardafwyking vanaf die gemiddeld, dan gaan jy die gemiddeld vat en 1 standaardafwyking aftrek, dan vat jy die gemiddeld, en jy plus 1 standaardafwyking, en kry die boonste grens. En hierdie is dan binne 1 standaardafwyking vanaf die gemiddeld. 1 op en 1 standaardafwyking af. Stop asseblief die video en kry net jou kop hier om. Duik asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Geniet die statistiek.